Ek het vir Martin hierso van Angro. Nou, ek wil julle so vinnige introduction gee. Ek het al 15 jaar terug die eerste keer met hulle goeders te doen gekry. Hy gaan vir ons vertel wat is Angro. Aan die Noord-Kaap is dit al redelik standaard praktyk. As daar vloeibare kunsmis is, dan word hierdie goeders bygegooi. Martin, hoe gaan dit? Goed, dankie met jou, Choppie. Nee, doodstil, rustig, goed te loop. Wat is Angro spesifiek? Gee my so daai 30-second elevator pitch. Nou, Angro is 'n adjuvant wat bestaan uit vetsuurmolekules. Ja, Die vetsuurmolekules het die vermoë om ione of molekules te pak en dan as 'n transportmeganisme op te tree binne in die plant se ietsie of wat deur die blare of deur die wortels is. hang vas. Okay, wag. Jy sê vir my ek het okay, maar as ek mos nou net die dinge, die plant gaan mos nou in elk geval en hy vat nou 'n stikstof of wat ook al hy dan nou kry daarso en dan gaan die ding mos nou deur die plant. So hoekom soek ek nou 'n transport ding om die ding deur te vat? Nou ons soek 'n ding om elemente in die plant in te vat beter op te neem en dan as dit in die plant in is beter te translokeer binne in die plant en sodoende die werking van wat ook al hier toedien te verbeter. So basies van buite die plant af, ons wil hom binne die plant kry. Ons wil dit binne die plant kry en ons wil dit so vinnig as moontlik doen en so goed as moontlik. Okay, verduidelik my gou daar wat gaan daar? Maar aan die linkerkant kan jy sien daar word na molekule verwys. Die molekule lyk soos een van hierdie plastiek golfballetjies met 'n klomp gaatjies in die rondom. En as jy hom dan nou meng met iets soos wat op die slide gewys word, iets soos kalsiumnitraat, pak die balletjie, die kalsiumnitraat gaan lê binne in die molekule en aan die regterkant kan jy nou sien die molekule toegeskop. Jy sien nie meer daai gaatjies aan die kant nie en die balletjie is dan nou word dan nou net deur die plant gesien as 'n vetsuur. Die plant se blaar is ook dan nou die vetsuur laagies op, so hy sien dit as 'n vetsuur, hy neem hom op. Hy weet nie dis 'n kalsium of wat ook al jy toedien nie. So julle vermom op die einde van die dag daai besigheid laat hy nou undercover ingaan daarso, Ja, nee. ons maak hom undercover, ons maak dit die plant moet nie sien wat dit is en sodra hy nou binnekant is, dan metaboliseer jou plant hom en sodoende is jou absorpsie en as ook jou werking beter. Nou, sê 'n bietjie vir my, hoe word hierdie dan nou prakties toegepas? Op wat werk dit alles? Is dit nou kunsmis, gif of wat? Hoe gebruik ek die goed? Hoofsaaklik het ons begin met kunsmis waar dit toegedien word deur ons vloeibare kunsmis wat ons dit dan inmeng om seker te maak dit wat jy toedien vinniger in die plant inkom en so vinnig as moontlik daar uitkom. Maar ons is ook gelukkig genoeg om registrasie nou te hê waar ons Angro saam met glifosaat 45 kan toedien. Ja, Om ook die werking van die glifosaat te verbeter. ek wil net een ding weet, wat skoor ek? Dit om hom vinniger dood te maak as jy sê nou jy dien nou jou glifosaat toe, jou plantjie wat jy nou wil doodmaak, hy vrek dit bietjie vinniger. Ja. So wat die jy my werking sê sal is nou dus beter. ook as ek sukkel met goed wat weerstandig is, al daai tipe van dinge sal dit help. Choppie, dis 'n moeilike vraag daai, maar ja, in 'n mate kan ons sê dit sal help vir dit, maar ja, dit is Om daai hardnekkige goed actually dood te kry wat nie lus is om te vrek nie. ja. Ons het hom so. En dan bietjie resultate wat julle al gehad het in die verlede waar julle die goed saam met kunsmis en daai goed gegooi het. As ek julle dalk daar op die slide kan wys, ons het waar ons dit nou Angro toegedien het saam met urium ammoniumnitraat en dan urium ammoniumnitraat saam met Angro kan julle Yes. mooi op die skerm sien. Linkerkant die wit buisies of stawe is gewone urium wat toegedien is en hierdie is nou in 'n hele verskeie areas gedoen. Die rooi lyntjie verwys dan nou na urium ammoniumnitraat wat toegedien is en dan nou die groen is nou waar urium ammoniumnitraat toegedien is saam met Angro of dan nou basies op die N. En julle kan nou basies sien dat basies reg oor al die areas ons dit reg gekry het om die stikstof spesifiek vinniger in die plant in te kry en so lank as moontlik dan nou binne in die plant te hou. En hierdie spesifiek op mielies gedoen. En sê vir my net daai hy help ook nie net vir fisiese opname nie. Het hy nie 'n effek op, want ek wonder nou maar net as die ding grond toe gaan uit jou loging aanbetref en al daai goed nie. Ja, ons het 'n slide daarso ook. Ons het dit gekry dat Angro gemeng met iets soos stikstof. Ja. Reg gekry om die stikstof minder te laat loog in die plant, in die grond. Yes. Daarso kan julle sien as julle kyk na die oranje lyntjie of die regterkant se blokkie,
is waar net kunsmis toegedien of net die stikstof toegedien is. En dan soos jy dieper in die grond gaan, kan jy sien dat stikstof na 16 weke lekker geloog het. Hoe dieper jy gaan, hoe meer stikstof is dan in die grond. En as jy kyk na die groen lyntjie of die linkerkant se blok waar die kunsmis toegedien is saam met Angrow, kan jy sien dat hoe dieper jy in die grond gaan, na 16 weke hoe minder stikstof is onder in die grond, wat dan nou wys dat die stikstof minder geloog het. So op die einde van die dag, hy bly basies daar in die wortelsone of dan fisies meer beskikbaar vir die plant, laat hy ingaan. Hy hom bo in die wortelsone en hy sorg dat dit dan nou beskikbaar is vir die plant so lank as moontlik. Okay, maar hoe werk die besigheid nou prakties? Okay, so ek neem aan hulle kom in 'n kan of 'n ding? Yes, ja, Angrow kom in 'n liter vorm. Ja. As ons sê nou maar 1000 liter se vloeibare kunsmis toedien, dan gooi ons 1 liter Angrow by. Wat dit dan nou baie maklik maak vir die boer. As jy nou 'n tank het van 5000 liter wat jy nou wil aanmaak voor die tyd of jy het dit, dan gooi jy jou. En dan stoot jy net Angrow daarby en dan gaan hy word baie vinniger opgeneem. Hy word baie vinnig opgeneem en binne in jou mix, hy bind omtrent dadelik met wat ook al jy hom nou meng. En dan en dan is hy beskikbaar. Hoe lank moet ek hom omtrent net voor die tyd meng? Ek wil net weet hoe lank vat hy om daai balletjie vol te pak? Enigiets van 10 minute af dan is meeste van die goedjies al. So 10 minute, dis quick. Dis baie vinnig. En dan hardloop hy en hy kap hom deur. Hy kap hom deur en hy sorg dan nou as jy hom nou toegedien is dat hy of bo in jou grond bly of toegedien word deur jou blare dat hy makliker beskikbaar is en so vinnig as moontlik dan in jou plant inkom. Daarso kan julle nou mooi sien hoe die balletjies wat ons nou voorskryf, hoe hy dan nou wat ook al met hom gemeng word, opneem en pak en jou plant sien nie dit wat hy opgeneem, hy sien net die balletjies self. So kan jy ook nou sien dat hy deur die wortels en as ook dan nou blaar toegedien beter opneem en dan die translokasie daarvan, wat ook al jy toedien, beter is in die plant. Dan het ons ook gekry dat die vloeiem translokasie binne in die plant, wat afwaarts is van bo van jou blare af na jou wortels toe, ook verbeter is deur Angrow dan toe te dien saam met wat jy dan nou wil toedien. En daai is nou fisies in die sel in, né? Yes, daai is nou letterlik in die sel. Dis waar ingaan en binne in jou sel word dit dan gemetaboliseer en jou balletjie stel dan nou vry wat ook al hy mee gepak was en ja, dit is dan So basically wat binne in die sel gebeur is, hy vat daai vetsuurlaagie weg. Yes. So okay, wag, verstaan ek die ding reg? Plant sien vetsuur. Woe, lekker. Né? En maak nie saak wat daar binnekant dat ek is nie dalk lus vir stikstof nie. Ja. Maar nou het ek hom gekry. So is amper soos 'n hamburger besigheid. Ek is nie nou noodwendig lus vir kos nie, maar as die hamburger binne is dan werk dit, dan sit hy uit, né? Dan sit hy uit. Dan sit so. So en dan stoot ons hom in die plant in en dan kry jy daai werking op die einde van die dag. Het sy dit 'n glifosaat molekuul is wat hom dan nou actually doodmaak of 'n stikstofmolekuul wat hom actually groot maak? Yes. Daar verwys ons ook dan nou waar ons basies glifosaat 45 wegsteek vir die plant. So jy spuit hom saam met jou Angrow, veral oor mielies, spesifiek oor mielies, op die oomblik is registrasies oor mielies. Waarom dan nou al vermom teenoor wat ook al jy nou spuit, daar kan jy ook nou mooi sien, ons het radioaktiewe glifosaat gespuit. Aan die linkerkant kan jy nou mooi sien waar Angrow saam met die glifosaat toegedien is, waar jou glifosaat mooi in jou blare opgeneem is, daar waar die swart gedeeltes is dis waar die glifosaat heen is. Aan die regterkant kan jy ook dan nou sien, daar waar slegs glifosaat toegedien is, waar jou plantdele baie minder van jou glifosaat in het. As jy nou kyk na die wortels aan die linkerkant, kan jy ook sien dat jou glifosaat mooi getranslokeer is van jou blare af tot in die grond, en dan aan die regterkant waar glifosaat nou nie met Angrow toegedien is nie, hoe stadiger die glifosaat daar uitgekom het, en op die oomblik dan kry jy dan nou beter werking en vinniger werking. Okay, ek stel nou belang in hierdie goeters. Hoe kan ek maak dat julle my kom sien, want hierdie is nou 'n totale nuwe konsep. Hoe dink ons oor hierdie dinge? Hoe werk julle storie? Ja, ons hoofkantoor is in Bloemfontein, maar ons het landboukundiges in meeste van die areas in Suid-Afrika. Julle is welkom om dan nou ons webadres www.baiever.com te besoek en julle is meer as welkom. Kontak ons en ons kom na julle toe. Uitstekend. Martin, dankie baie. Dankie.